vertel van 'n vriend van my wat jare gelede kanker fase 4 gekry het. Dit was baie erg. Dit het op die ouend versprei in sy rugmurg in en dokters het vir hom daai finale doodsvonnis gegee, vir hom gesê, luister, jy het 'n maand, miskien 2 maande oor, dis verby, groet jou mense. Hy was deel van 'n mannegroep waarna ek behoort het. En ek is geprompt om een aand met die Heilige Gees om na hom toe te gaan en hande op te lê op hom, en dit was die eerste en ook die enigste geleentheid wat ek persoonlik in my eie hoedanigheid in my bediening beleef het hoe die Here 'n man bonatuurlik gesond maak. Nou ja, toe, 2-3 weke later, toe ski hy saam met sy kinders en sy hare begin teruggroei. 2 maande later, toe sy op die mountainbikes en hierdie man was ten volle herstel. Ek het kort daarna vertrek Kaap toe, verhuis Kaap toe, dit was 2017, en etlike maande later probeer ek met hom opvolg, hoor hoe gaan dit, en ek kry hom nie in die hande nie. Ek skakel 'n gemeenskaplike vriend van hierdie mannegroep, en die vertel my die tragiese storie, dat daar op die ouend van die dag na 'n paar maande 'n radikale ommedraai was, en die man net eenvoudig weer afgeduik het in die kanker in. En dat hulle baie sterk geonderskei en vermoed het, dat die rede wat gebaseer is op Bybelse fondasie, skrifte, dat hierdie man begin sondig het, hy het erg geval in sonde, dit maak nie saak wat die detail van die sonde was nie, en hy is op die ouend oorlede. Waartoe gaan ek hiermee? Ek wil vir jou 2 voorbeelde gee vandag, uit Johannes, hoofstuk 5 en ook hoofstuk 8. In hoofstuk 5 is daar 'n geleentheid wat Jesus die man by die bad van Bethesda gesond maak. Die man was verlam, en hy staan op en hy loop, en oomblikke later loop Jesus weer in hom vas, en Jesus sê vir hom, waarop dit neerkom, is Jesus sê vir hom, moenie weer sondig nie. Dan, in hoofstuk 8, is daar weer 'n geval, net 'n paar hoofstukke aan, waar Jesus te doen het met 'n vrou wat oorspel gepleeg het. Dis daai storie waar die fariseërs nou natuurlik wonder of Jesus gaan kerklik of religious optree, en die wet gaan bring, en Jesus moes dan op die ouend vir die mense wat daar om hulle staan sê, luister, hy wat nie sonde het nie, gooi asseblief die eerste klip, en Jesus wys vir haar weer eens genade, en hy maak haar totaal en al vry van hierdie sonde. En in elk geval, Jesus sê dan vir haar, voor hy laat gaan, sê hy vir haar, sondig nie meer nie. Nou ja, wat is die kruks van my boodskap vandag? My boodskap is, vriende, wat is dit dalk moontlik wat jy aan vandag nog vashou? Wat is daai 1 of 2 sonnetjies wat jy al vir so lank kan vashou? Net jy weet daarvan, dit hou jou weg van 'n gesonde verhouding met die Here. Op die ouend van die dag het die duiwel jou beet, want hy condemn jou van tyd tot tyd. En natuurlik weet ons, condemnation kom nie van die Here af nie, maar dan natuurlik kom die conviction van die Heilige Gees, wat van tyd tot tyd vir jou sê, wat maak jy? Hoe lank gaan jy nog vashou aan daai sonde? Hoe lank gaan jy nog aanhou? Nou vriende, moet my nie verkeerd verstaan vandag nie. Ek sê nie wat Jesus gesê het vir daai 2 persone individueel, en sy boodskap aan ons as gelowiges is, sondig nie meer nie, met ander woorde, niks meer sonde nie. Ons almal sondig elke dag. Wat ek wel weet, en wat ek met julle wil deel vandag, is die waarheid in daardie boodskap van Jesus aan daai 2 individue, gaan oor herhaaldelike sonde. Dit gaan oor 'n leefwyse wat 'n mens kies om aan te hou leef, week in en week uit, maand in en maand uit, jaar in en jaar uit. As jy Galasiërs 5 gaan lees, sal jy sien daar's 'n hele lys van sondes wat die Here spesifiek daar sê deur Paulus. Hierdie mense wat A, B, C, D, E doen, gaan lees Galasiërs 5. Ek gaan nie die sondes noem nou nie. Hulle sal nie die koninkryk van God sien nie. Daar's 'n rede waarom hy dit sê. Vriende, ek het voorheen hieroor gepraat en ek praat vandag weer daaroor. Dit is 'n kritiese boodskap. Daar is 'n verskil tussen random sonde. Ek staan môreoggend op, ek is kwaad vir my vrou, ek vloek my vrou, ek stap by die voordeur uit en ek skop die buurman se kat. Daai is verkeerd, daai is sonde. Ek moet jammer sê daarvoor, ek moet om verskoning vra daarvoor. Ek moet vra vir vergifnis. Maar daar's 'n heel groot verskil tussen dit en om byvoorbeeld 1 keer 'n week, 1 keer 'n maand jou laptop oop te maak en daai materiaal te kyk wat jy al so lank mee sukkel en eenvoudig nie daarmee op te hou nie. Ek gee 1 voorbeeld. Vriende, daar's 'n rede hoekom Jesus gesê het sondig nie meer nie.
Ons beleef soveel siekte en ellende en dinge en goede rondom ons in hierdie wêreld van vandag. En baie van ons sukkel self met siekte en met krankhede in daai klas van dinge. Vriende, daar's net een manier wat jy absolute versekering kan kry dat jy gaan ontslaa raak van daai siekte. Daai ding wat al daai pes wat so lank al pla. En dit is dat jy seker maak, jy maak reg met God rondom daai langdurige sondes wat jy tot vandag toe nog nie laat gaan het nie. Laat dit gaan. En ek het baie goeie nuus vir jou vandag. Jy hoef dit nie in jou eie krag te doen nie. Al wat jy hoef te doen is op jou knie gaan en vir die Here 'n kort gebed vir hom vra, Heilige Gees, Vader God, liewe Jesus, help my asseblief. Ek wil hierdie sonde oorhandig aan U vandag vergoed. Bevry my van hierdie sonde. En vriende, ek waarborg jou, as jy dit met 'n opregte hart doen, en die Here sien jou hart, en die Here weet dat jy klaar is daarmee, dan sal hy jou help om finaal dit dood te maak. Soos Paulus praat van, we need to die to self. Ek hoop die boodskap beteken vir jou iets vandag. Daar is vryheid in Jesus. Daar is vryheid in die afskud van daai nagging sondes wat jy so lank al mee loop. Nuwe vryheid, nuwe lewe, nuwe gesondheid en 'n nuwe toekoms. Let's do it. Amen.